When we speak even about the resurrection of Jesus Christ, it is not the revivification of a corpse. I think it's quite possible that his body was eaten by dogs. Jesus' death on the cross as an atoning sacrifice is primitive and obsolete. Ons wil nog steeds vir kindertjies leer dat Jesus vir hulle gesterf het. Ek kan nie met 'n dogmatiese konstruk soos hy moes betaal met sy lewe om God tevrede te stel oor die sonde. Daarmee sukkel ek persoonlik. Ek kan dink hoe sukkel mense wat nie teoloë is nie. It's like transcendental child abuse. If God can do that, then what kind of a God are we talking about? If we look at the historical Jesus and we read about him, he says the kingdom of heaven is now. Buddha says much the same thing. And I have a sneaky suspicion that if they had met, they would have sat on a mountain and fallen into ecstasy together. Hulle kan van Jesus die voorvader maak. Why not? God is the God of the Muslim. God is the God of the Hindu. God is the God of people of other faiths. Kom ons hou dit voor dat daar nie net een geloof is, naamlik die Christendom. All religions are basically the same. Vir my gaan dit ook om die viering van die verskeidenheid. In die postmoderne tyd raak ons meer bewus daarvan dat daar nie net een waarheid is nie. What is said of Jesus is truth expressed in mythological form. Kan ons regtig nog na die Bybel verwys as die woord van God? Die ouens wat eintlik die regte ketters is die ouens wat sê die waarheid is vas. And therefore we have to think new about God as being present within creation. Jy hoef nie by Christendom te stop nie. Jy kan vorder tot by Christendom. We call this new God talk panentheism. En ons weet nie meer waar hemel en hel is nie. Alwaarvan ons seker is ons eie onsekerhede. Ons kan verdwyn, soos die dinosaurus. Die moontlikheid is daar. Vir 2000 jaar glo en verkondig Christene dat Jesus van Nasaret uit 'n maagd gebore is, vir hulle sondes aan 'n kruishout gesterf het en 3 dae later opgestaan het uit die dood. Hoewel daar reg deur die geskiedenis skeptici was wat hierdie Christelike belydenis in twyfel getrek het, is dit veral sedert die 18de eeu en in 'n toenemende mate in ons dag dat die Bybelse getuienis oor die persoon en werk van Jesus Christus sterk in teologiese kringe betwis word, ook hier in Suid-Afrika. Die Duitse teoloog Samuel Reimarus het al in die 18de eeu beweer dat die Bybelse verhale oor Jesus 'n ongelooflike kombinasie van doelbewuste bedrog was. Hy het die weg gebaan vir die teoloog Rudolf Bultmann, wat in 1953 beweer het dat die opstanding van Jesus 'n blote mite was. Die verskynings van die opgestane Jesus aan sy disippels was volgens Bultmann bloot subjektiewe visioene wat hulle ervaar het. Vir hom het Jesus nie letterlik opgestaan nie, maar staan hy slegs simbolies in jou hart op. Bultmann het 'n vaderfiguur geword vir die kontroversiële Jesus Seminar beweging wat in 1985 in die VSA ontstaan het. Hierdie klein groepie Nuwe Testamentici beweer dat meer as 80% van die getuienis oor Jesus in die 4 evangelies nie histories korrek is nie. In hulle boek The 5 Gospels word die gnostiese evangelie van Thomas by die ander evangelies gevoeg. Met vernuftige en sensasionele aanwending van die media het hierdie groep hulle boodskap oor die sogenaamde historiese Jesus spoedig wêreldwyd uitgedra.
Veral hulle standpunte oor die opstanding van Jesus het 'n hewige storm in die media ontketen. Op Christennetwerk TV hier in Suid-Afrika het Marcus Borg, 'n lid van die Jesus Seminar, die volgende oor Jesus se opstanding gesê. I believe in the resurrection of Jesus, but I have absolutely no idea if it involved anything happening to his corpse. I think it's quite possible that his body was eaten by dogs, and that there was never even a full tomb, to say nothing of an empty tomb. But my basic claim here is that resurrection does not need to involve something happening to a corpse. How I understand the resurrection of Jesus is that the followers of Jesus continued to experience him as a living reality after his death. Gert Ludeman, 'n ander lid van die Jesus Seminar, het 'n brief aan Jesus geskryf waarin hy sê: "Your resurrection did not take place, but was only a pious wish. Your body rotted in a tomb. You are not the Lord of the worlds, as your followers declared. You deceived yourself, contrary to the historical truth." Vir die Jesus Seminar is Jesus Christus dan ook geensins uniek nie. Marcus Borg glo dat hy nie die enigste inkarnasie van God is nie. In dieselfde trant sê John Dominic Crossan, 'n mede-voorsitter van die Jesus Seminar, "I understand both Christ and Buddha to be divine in exactly the same way. That is as incarnations of the holy." Hierdie internasionale paradigmaverskuiwings in die teologie sou ook spoedig die Suid-Afrikaanse teologiese landskap in 'n toenemende mate oorspoel. In 'n SABC onderhoud was daar aan die bekende aartsbiskop Desmond Tutu gevra waar hy staan met betrekking tot die teologiese standpunte van 'n mede-biskop, John Selby Spong, ook 'n lid van die Jesus Seminar. A fellow bishop, the Right Reverend John Spong, who's written a book and apparently suggests the resurrection was not meant to be taken literally. The virgin birth of Christ is an unthinkable doctrine, and apparently he says there's little value in the doctrine of the Trinity or in the belief that Jesus Christ was sent to save fallen humanity from sin. Now all that sounds a carbon copy of what is known as modernism. Throwing away all the dogmas, the basic belief that God is Jesus and Jesus is God. Where are you on that? Oh, I am square in the Catholic faith that is enshrined in our books, in our formularies, in the creed. But again, my dear friend, when we say Jesus Christ ascended into heaven, you don't believe that he got a kind of ecclesiastical lift that took him into the stratosphere. Why don't I believe that? You already, in your mind, if you are a thinking Christian, realize that this is language that is being used figuratively. When we speak even about the resurrection of Jesus Christ, it is not the revivification of a corpse. It is speaking about a tremendous reality that Jesus Christ is risen, his life is real, he is accessible to me here in South Africa. What you said there, I think theologians and Christians of all denominations will find absolutely fascinating, and they will discuss it at length. In 1989 publiseer New Testamentica 'n aantal artikels waarin die opstanding van Jesus krities bekyk word. In navolging van Bultmann sê Willem Foster, eertydse professor in Nuwe Testament aan Unisa, dat Jesus se voorspellings van sy eie opstanding uit die dood latere redaksionele byvoegings is wat deur sogenaamde primitiewe Christene gedoen was. In 1993 skryf Dr. Daniel Veldsmann van Unisa 'n artikel waarin hy eksperimenteer met die idee dat Jesus se liggaam deur sy disippels gesteel was. Veldsmann sê, eksperimenteel sou ek as verklaring van die leë graf wou beweer dat die lijk van Jesus verwyder is na aanleiding van 'n sekere begrafnisgebruik van daardie tyd. In 2000 verskyn Dr. Ben de Tooy se boek
God, geloof in 'n postmoderne tyd. Tydens die bekendstellingsgeleentheid van die boek by Unisa het professor Sakkie Spanningberg as seremoniemeester opgetree. In die boek vergelyk de Tooy Jesus se dood en opstanding met energie wat nie vernietig kan word nie. Ontken hy die maaglike geboorte van Jesus en die bestaan van die duiwel. Hy beweer dat die naaste wat ons aan die duiwel kan kom is om in die spieël te kyk. Te midde van groot kontroversie word die boek in 2001 bekroon met die Andrew Murray Prys. 'n Berig in die kerkbode noem de Tooy 'n sendeling na die postmoderne wêreld, maar hewige reaksie van selfs teoloë soos Prof Jan van der Walt, Stefan Joubert, Adriaan Koenig en ander volg waarin hulle de Tooy se standpunte verwerp. Hierna is de Tooy aangestel as die NG Kerk se parlementêre verteenwoordiger en voorsitter van die Algemene Sinode se Kommissie vir Leer en Aktuele Sake. Professor Andries van Aarde, hervormde navorsingsdosent by Tikkies en lid van die Jesus Seminar, publiseer ook in 2000 sy opspraakwekkende boek Fatherless in Galilee. In hierdie boek word beweer dat Maria, die moeder van Jesus, 'n hoer was, wat moontlik by 'n Romeinse soldaat swanger geraak het. Daar word verder bespiegel dat Jesus 'n buite-egtelike kind was, wat voortdurend gefantaseer het oor 'n vaderfiguur en daarom het God sy vader geword. Van Aarde se Jesus staan dan ook nie letterlik uit die dood op nie, hy het slegs voortgeleef in sy volgelinge se vertellings oor hom. Professor Lina Spies van Stellenbosch het bely dat sy nie langer in die maaglike geboorte, die opstanding of die godheid van Christus kan glo nie. In die tydskrif Insig sê sy dat dit veral na die lees van Fatherless in Galilee was, wat haar oortuigings verander het. In 2002 skryf professor Yuri Leroux, NG dosent in Ou Testament by Tikkies, 'n positiewe artikel oor Andries van Aarde se Fatherless in Galilee. Hy skryf onder andere: Van Aarde se boek oor die historiese Jesus is 'n hoogtepunt in die Suid-Afrikaanse Bybelwetenskap. In Julie 2001 besoek professor Bruce Malina van die Context Groep die teologiese fakulteit by Tikkies. Volgens sy kultuurhistoriese herverstaan van die Bybel sien hy Jesus as 'n sjamaan, oftewel 'n toordokter. Tydens 'n onderhoud het hy Jesus se verskynings aan sy disippels na sy opstanding verklaar as veranderde bewussyinstoestande wat hulle ervaar het. As an altered state experience, that's what it is. In April 2002 besoek John Dominic Crossan van die Jesus Seminar die Universiteit van Pretoria as gas van Andries van Aarde. To welcome here and introduce to you really one of the great scholars of our time, John Dominic Crossan. We are so very, very glad and excited to have him with us. Professor Crossan is the scholar who wrote during the 20th century till today the most influenced books on Jesus that we do have on our shelves. By hierdie geleentheid het hy uitgewy oor die verskyningsverhale van Jesus na sy opstanding. The first place I really saw this clearly was in reading the last chapters of the Gospels, what we usually call the resurrection appearances. Die verhaal van Jesus se verskyning aan die Emmausgangers was volgens hom doelbewus geskrywe as 'n gelykenis of 'n mite en moet geensins as 'n ware gebeurtenis gelees word nie. It screamed parable at me. That was the only word I could use. If you want to use myth, you can use myth, but parable it seemed to me. In die soeke na die historiese Jesus het Crossan verder voorgestel dat ons die gnostiese evangelies by die ander 4 evangelies moet voeg. Now, the third type of gospel is the most important, the ones that are usually called the Gnostic Gospels. Die Bybelse boodskap dat God die Vader, terwille van ons ewige redding, sy seun gestuur het om vir ons sondes aan 'n kruis te sterf, was deur Crossan beskou as 'n daad van transcendentale kindermishandeling. But I think we should hear it for what it is. It's like transcendental child abuse. If God can do that, then what kind of a God are we talking about? I really think we have to ask the question again of the character of God. If God is like that, we have sinned,
And since we are inadequate people to be punished, God substitutes for us His own Son, then of course we love that Son, but we should hate that Father. We really should. Aan die einde van die verrigtinge het professor Piet Geyser professor Crossan bedank. After reading books of an erudite scholar and being influenced by such a scholar, to have the flesh and blood appearance is quite something. Please accept our fondest appreciation of your appearance and your talk in our midst today. Thank you. Volgens professor Sakkie Spannenberg het die besoek van John Dominic Crossan aan Suid-Afrika die impetus gegee vir die ontstaan van die nuwe hervorming. Hierdie historiese Jesus-debat het eintlik verlede jaar meer vlam gevat toe Dominic Crossan hier was. Hy het 'n klompie lesings gegee en uiteindelik daar 'n debat ontstaan het. 'n Klompie van ons het uiteindelik op 'n dag bymekaar gekom en besluit, maar moet ons nie ook hier in Suid-Afrika die inligting na grondvlak regtig begin deurgee? Mense is nie ingelig hieroor. Professor Hansie Wommerans van die Universiteit van Johannesburg vertel meer oor die ontstaan van die nuwe hervorming. A few New Testament scholars, together with Dr. Miller, as well as an Old Testament scholar, organized themselves in a forum called the New Reformation Discussion Forum. In the meantime, me and my co-theologians, we started a website, and together with Professor Wilhelm Jordan, a psychologist, wrote a book called Die Nuwe Hervorming, The New Reformation. Die nuwe hervormers het, so Sakkie Spannenberg dit gestel het, 'n aantal sendingreise onderneem na verskillende dele van die land om hulle teologiese standpunte uit te dra. Een so byeenkoms was gehou by die Universiteit van Johannesburg. By hierdie geleentheid het professore Sakkie Spannenberg, Hansie Wommerans, Pieter Crawford, Pieter Botha en Dr. Piet Miller die leerstellings van die nuwe hervorming uiteengesit. Dit het gegaan oor hulle wêreldbeeld en hulle sieninge oor God, Christus, die mens en die skrif. Die monistiese wêreldbeeld en panentheïstiese godsbeeld, wat natuurlik deur die eeue in die oosterse en paganistiese denke aangehang is, was deur professor Hansie Wommerans voorgehou as die wêreld en godsbeeld vir ons sogenaamde postmoderne tyd. En die implikasies van hierdie monistiese siening van die heelal. En ons moet nou onthou, hierdie 3 verdieping wêreld is die beeld wat in die Bybel na vore kom. Kan ons daarmee saamleef? En daarom lyk dit vir my dat ons baie sterk in ons teologiese besinning sal moet praat oor die sogenaamde begrip van panentheïsme, dat God in ons is en dat ons ook in God is. Die postmoderne mense verwerping van die versoeningsdood van Christus en hulle afgryse daarin was deur Dr. Piet Miller geïllustreer deur 'n brief wat 'n vrou aan hom gestuur het. Hierdie gewelddadige pad bereik sy hoogtepunt in die kruisdood. Dit is verbuisterend dat 'n ouer sy eie kind aan so 'n reeks gewelddadige dade kan blootstel met die uitsluitlike doel van straf. God is baie kwaad. Iemand moet gestraf word. Hy moet en wil en sal straf uitdeel. En laat ek nou vir jou sê, meneer, geen ma sou dit aan haar kind gedoen het nie. Trouwens, Jesus se ma het nie eens 'n sê gehad in die saak nie, en God se almagtige vinger was nie eens naby die paai met konsepsie nie. As God 'n vrou was, sou dit anders gedoen gewees het. Hierna het Miller 'n ander Jesus, die van die gnostiese evangelies, aan die gehoor voorgehou. Daarom was die ontdekking in 1945 van die Nag Hammadi geskrifte in Egipte en veral van die evangelie van Thomas so 'n verrassing en selfs 'n skok vir die Christendom, want daar het 'n Jesus tevoorskyn gekom wat heeltemal anders lyk as wat die sinoptiese evangelies van vertel en selfs as wat Paulus voorstel. 'n Jesus wat die koninkryk van die Vader verkondig, wat nie vir die hiernamaals nie, maar vir die hier en nou bedoel is.
Met verwysing na die gnostiese evangelie van Filippus het Müller verder gesê dat die vroeë Christene geglo het dat elke mens, net soos Jesus, self 'n Christus kan word en dat so 'n idee geensins gnosties is nie. Jesus het die Christuskap ontvang met die doop en dat elke mens 'n Christus kan word. Is dit gnosties of is dit vroeg-Christelik? Later het hy bygevoeg dat relatief min mense hierdie hoër geestelike vlak van Christuskap of Boeddhaskap bereik. Jy hoef nie by Christenskap te stop nie, jy kan vorder tot by Christuskap. Prakties niemand bereik daardie hoë stadium van ontwikkeling wat jy sou noem Christuskap of Boeddhaskap of wat ook al nie. Jy bereik nooit volkome verligting in glo ek in jou lewenstyd nie. In Desember 2002 tree professor Hansie Wommerans as spreker op by die Johannesburgse losie van die Theosofiese Vereniging, een van die wortelorganisasies van die New Age beweging. Beide hy en Dr. Piet Müller het al by vorige geleenthede hier as sprekers opgetree. Good evening, friends, and a hearty welcome to you all to the Johannesburg Theosophical Society, the Johannesburg Lodge. Tonight we have a very special speaker. We have Professor Hans Wolmerans, Issues of the New Reformation. By die geleentheid het Wolmerans gesê dat die nuwe hervormers in Suid-Afrika deel uitmaak van 'n veel groter globale beweging van eendersdenkendes. This local phenomenon is part of a global movement bound together by roughly the same ideas. In the United Kingdom, New Zealand and Australia, we have the movement called the Sea of Faith movement. In Holland, we have the Spiritual Cafe organization, as well as that of the so-called liberal Protestants. In the USA, various movements inter alia, the New Reformation movement, and Bob Funk's West Star Institute, and amazingly, the ideas are basically the same. Die Bybelse verhale oor Jesus se maagdelike geboorte, kruisdood en opstanding, het Wolmerans gesê, is blote mites wat oorgeneem is vanuit ander godsdienste. Hierdie mites, sê hy, was verkeerdelik deur ortodokse Christene omskep in leerstellings. What we know now is that the picture of Jesus we find in the New Testament is an interpretation of Jesus. It's not the bare facts. It's an interpretation of Jesus within patterns found in traditional Greek and Roman mythology. And therefore, it was wrong for orthodoxy to transform these myths into doctrines and to take that as the identifying markers of Christians. This was not so in the beginning. These stories being told about Jesus were told about Dionysus and every other hero that I know of. So this did not make it different from other religions. Na afloop van sy lesing het 'n lid van die Theosofiese Vereniging aan Wolmerans gesê dat hy die wiel van vooraf wil probeer uitvind, aangesien die sogenaamde waarhede wat Wolmerans nou ontdek het, alreeds baie dekades deur die Theosofiese Vereniging verkondig word. Aren't you reinventing the wheel? Even if I take the Theosophical Society, and there are many others, have discovered these very same truths which you mentioned now quite some years back already. Wolmerans het met hierdie stelling saamgestem en bygevoeg dat die nuwe hervormers ook in baie opsigte dieselfde dinge sê as die gnostici van die eerste en die tweede eeu. I'm very glad that the Theosophical Society shares some of these insights, and in a certain sense we are reinventing the wheel, but this is wonderful, you know, that something globally is happening right now which we don't understand, but it's happening. Some of the ideas, you know, that we are mentioning right now already appeared in the Gnostics, which was a Christian sect of the first and second centuries, you know. And a lot of people criticizing us, they're saying, we're just saying what already has been said and already been argued and already been shown to be heretic. We're just saying it again. So what? Thank you very much, Professor Wolmerans. So we give Professor Wolmerans.
Tydens die NG Teologiese Dag in 2003, wat gehou was by Universiteitsoord, val die fokus op die nuwe hervorming. In sy voordrag verwys professor Julian Miller van die Departement Praktiese Teologie by Kies na die geestelike vakuum binne die kerk wat deur die nuwe hervorming aangespreek word. Dis binne hierdie vakuum, soos ek dit sien, dat die nuwe hervorming tot stand gekom het en vra na 'n nuwe spiritualiteit waarin vanselfsprekende dinge in die bestaande spiritualiteit bevraagteken word. Dinge soos die vaststelling van die kanon, die goddelike natuur van Jesus, die bestaan van die duiwel, die onwetenskaplike aansprake oor wonders en natuurverskynsels ensovoorts, u kan maar daaroor hier lees. Dit lyk asof die nuwe hervorming die twyfelvrae van denkende mense ernstig wil opneem. Dit is my indruk nadat ek dit gelees het. My indruk is dat dit nie 'n poging is om mense se geloof te ondergrawe nie, maar wel 'n poging om spiritualiteite wat inherent teenstrydig en oneerlik is, te dekonstrueer. Daarom glo ek, die gevestigde kerke sal sekerlik met aspekte van die nuwe spiritualiteit kan fout vind en moet dit inderdaad ook krities doen, soos wat ons vandag doen. Die noodroep egter van 'n groeiende groep gelowiges om groter eerlikheid oor die problematiek van botsende wêreldbeelde sal ernstig geneem moet word. En die kerk en die nuwe hervorming behoort mekaar nie te beveg nie, maar saam te soek na nuwe uitingsvorme van 'n spiritualiteit wat pas in ons tyd. Met die opkoms van die nuwe hervorming onderteken die NG-dosente aan die Universiteit van Pretoria 'n openbare getuienis in hierdie verband. Soos wat ons later sal sien, was daar volgens professor Yuri Leroux wrywing tussen die dosente oor die dokument. Later bereik hulle egter wel 'n kompromis. In April 2003 publiseer die tydskrif Lig die NG Kerk se amptelike standpunt oor die nuwe hervorming. Die dokument sê dat die nuwe hervorming twyfel wek oor Jesus se werklike, liggaamlike, historiese opstanding uit die dood. Hulle bring dus die kern van ons geloof, die opgestaande Here, in die gedrang. Professor Sakkie Spannenberg was verskeie kere van dwaalleer aangekla, net om weer later onskuldig bevind te word. In 2003 het hy gesê dat hy nie uit eie beweging uit die kerk sal bedank nie. Die kerk moet my uitgooi. Ek sal nie self loop nie. Daar's al vir my gesê deur 'n professor, jy sal jou goed vat en loop. En ek het vir die professor gesê, en dit was 'n prof van tikkies, ek het vir hom gesê, ek sal nie, die kerk sal my uitgooi. So die kerk moet my uitgooi. En die kerk moet my sê, jy's onaanvaarbaar binne ons geleedere. In 2004 besluit hy egter tog om self uit die NG Kerk te bedank. In 'n artikel in Kerkbode betreur professor Julian Miller en Dr. Ben de Tooy Spannenberg se bedanking. Volgens Kerkbode het Miller gesê, Spannenberg se bedanking is vir die kerk sowel as vir Spannenberg 'n groot verlies. Dominee Theo Dansvoos van die NG gemeente Whitfield het gesê, dit is jammer dat hy dit nie lankal gedoen het nie. Die dwalinge wat hy vir jare verkondig het baie lidmate ernstig verwar en groot skade aan die kerk van Christus veroorsaak. Sakkie Spannenberg sou egter nie die enigste een wees om sy bedanking in te dien nie. In 2006 bedank Dr. Sonet Pinaar en haar man Dominee Abel Pinaar uit die NG Kerk. Daarna sê Abel, ek glo aan Christus, maar ek glo onder andere nie meer aan die fisieke opstanding of die maagdelike geboorte nie. Die gnostikuste, eerste en tweede eeuse Christene, het ook nie daaraan geglo nie. Dit is vir my metafories. In April 2007 skryf Dominee Johan Symington, kommunikasiedirekteur van die NG Kerk, in die Burger oor verskillende standpunte rakende die opstanding van Jesus. Hy maak ruimte binne die kerk vir mense soos Marcus Borg van die Jesus Seminar wat nie die letterlike opstanding van Jesus kan aanvaar nie en beskryf hom as 'n gelowige. Ons het gesien hoe dat daarvan uit NG-kringe beide afwysende en simpatieke uitsprake gemaak is oor die paradigmaverskuiwings wat teweeggebring was deur bewegings soos die Jesus Seminar, die Nuwe Hervorming en ander soortgelyke strominge.
Hierdie denkverskuiwing sou toenemend invloed begin uitoefen op die teologiese opleiding in die kerk. Dit was veral die standpunte van sekere NG-professore oor die opstanding van Jesus, wat later aanleiding sou gee tot klagtes van dwaalleer. Op Hervormingssondag, 17 Oktober 2000, preek professor Julian Miller by Peer van Ryneveld NG Kerk. Hy kontrasteer die Jesus Seminar se ontkenning van die liggaamlike opstanding van Jesus met die behoudende standpunt dat sy opstanding wel liggaamlik was. Ter afsluiting lewer Miller 'n pleidooi dat beide die letterlike en metaforiese opstandings in die kerk geakkommodeer moet word. Ons moet tog nie weer van ons geloof 'n dwingende sisteem maak waarin almal ewe netjies moet inpas en presies dieselfde moet glo nie. Dan is ons juis nie protestants en gereformeerd nie. Of jy nou metafories glo en of jy letterlik glo, uiteindelik is die vraag of jy saam met Petrus bely dat Jesus die Christus is. Hierdie uitspraak oor die metaforiese en letterlike verstaan van Jesus se opstanding herinner aan John Dominic Crossan se standpunt in die verband. Whether a body came literally out of the tomb or metaphorically out of the tomb, you're saying exactly the same thing. There's no difference. In 2002 tree professor Julian Miller op by die Centurion Theater, saam met professore Christina Landman, Yuri Leroux, Sakkie Spannenberg, Jolanda Dreyer en ander. Die geleentheid was gereël deur die fakulteit teologie van Tukkies en die Oos-Transvaal Synode. Die tema vir die dag was, kan ons die Bybel dan nog preek? Miller het oor verskillende wêreldbeelde gepraat en homself geïdentifiseer met wat hy noem 'n integrale wêreldbeeld. Die alternatiewe perspektief wat ek aan die orde wil stel is om aan die hand van en op die basis van wêreldbeelde met u te praat. En ek sluit veral aan by Walter Wink se boek The Powers That Be, wat as u hom nog nie gelees het nie tog moet is om te lees. Miller het verder verwys na die oorsprong van hierdie integrale wêreldbeeld. Die mees resente ontwikkeling in wêreldbeelde sou mens kon beskryf as die integrale wêreldbeeld. Hierdie wêreldbeeld word uit verskillende oorde gevoed. Die nuwe fisika, die nuwere ontwikkelinge in teologie, die prosesfilosofe, die Oosterse en Afrika wêreldbeelde om maar net sommige te noem. In Wink se boek word daar egter heelwat meer lig gewerp op die oorsprong van die integrale wêreldbeeld. Hy skryf, "This new worldview is emerging from a number of streams of thought." Hy verwys dan onder andere na die denkrigtings van die sielkundige Carl Jung, die paleontoloog Teilhard de Chardin, die teoloog Matthew Fox, die boeddhist Thich Nhat Hanh en die godsdienste van die Amerikaanse Indiane. Hy sê verder, "This integral worldview is also evident in the Native American representation of the Sky Father and the Earth Mother, and in the Chinese yin-yang figure." Met betrekking tot die vaders van Wink se integrale wêreldbeeld, het verskeie Christen navorsers herhaaldelik aangetoon dat Carl Jung 'n okkultus was, Teilhard de Chardin een van die vaders van die New Age denke was, en dat Matthew Fox 'n sinkretis is. Na hierdie inligting verwys Wink egter nie in sy boek nie. In navolging van Fox staan Miller ook 'n panentheïstiese godsbeeld voor en sê verder dat ons die evangelie in ons dag moet herverwoord volgens hierdie nuwe paradigma. God word binne die wêreldbeeld gesien as binne in alles. Dit kan beskryf word as panentheïsme, waar volgens alles in God is en God in alles. Hierdie nuwe wêreldbeeld maak dit nodig om godsdienstige kategorieë te herdink en te herformuleer. Dit is geen eenvoudige taak nie. Ek dink dit is waarmee ons eintlik besig is vandag. Die verkondiging van die evangelie volgens 'n sogenaamde uitgediende wêreldbeeld, het Miller gewaarsku, sal die hedendaagse mens totaal vervreem. Wanneer die hedendaagse mens wat binne hierdie nuwe wêreldbeeld dink, besluit en doen, nou ervaar
dat hy of hulle deur die teologie en kerk vanuit 'n agterhaalde wêreldbeeld, die teologiese en selfs die antieke, bepraat en bepreek word, ontwikkel daar 'n diepgaande vervreemding. En daar is talle voorbeelde. Soos wanneer die kerk oor duiwels, engele en magte praat, asof dit gepersonifieerde magte is, wat vanuit 'n ander wêreld op ons inwerk. Nog 'n voorbeeld is wanneer die kerk sy verlossingsprediking op byna letterlike wyse 'n voorstelling maak van God wat uit die hemelse ruimtes neergedaal het en 'n offer op aarde kom bring het om homself en sy woede oor die sonde te bevredig. Of as die opstanding so gepreek word dat Jesus 'n soort ruimtereisiger word na verre ruimtes. Met ander woorde, vriende, as ons in kategorieë en in taal en in metafore bly praat wat eintlik maar net deel is van die ou wêreldbeeld en nie voorsiening maak vir 'n nuwe wêreldbeeld, 'n nuwe manier van verstaan nie, dan ontwikkel daar 'n diepgaande vervreemding. In Maart 2003 lewer professor Julian Miller 'n lesing by die NG Gemeente Skuilkraans in Pretoria. Dit handel oor sy eie spirituele reis wat deur fases van oriëntasie, disoriëntasie en heroriëntasie gegaan het, ook met betrekking tot Jesus se opstanding. In 1994 is ek vir 3 maande in Atlanta, VSA, by die Columbia Theological Seminary van die Presbyteriane. Ek gesels baie met my gasheer oor hulle teologie en spiritualiteit. Eendag verduidelik hy ewig goedsmoeds aan my dat die deursnee teoloog van hulle denominasie en definitief al die dosente aan die seminary nie die letterlike verstaan en geloof in die maagdelike geboorte en die opstanding sal onderskryf nie. Ek was stom geslaan. Disoriëntasie, heroriëntasie. Op grond van sy voortdurende ervarings van oriëntasie, disoriëntasie en heroriëntasie, stel Miller ter afsluiting 'n nuwe spirituele padkaart voor. Eerstens, spiritualiteit minder afhanklik van sekerhede. Tweede, spiritualiteit bevry van 'n eng, dogmaties beheerstheid. Derdens, 'n spiritualiteit wat vry geraak het van die eng kerklike en teologiese domein. En laastens, 'n ontdekking dat die metaforiese herverwoording en herverstaan van sleutelkonsepte oor God, mens en wêreld nie 'n verloning behels van geloof nie, maar 'n verdieping daarvan. Tydens die paneelbespreking het Dr. Willem Nicol 'n pleidooi daarvoor gelewer dat niemand meer van die NG Kerk afgesny moet word nie, ook nie predikante wat Jesus se letterlike opstanding ontken nie. Tyd is eintlik verby dat 'n mens mense uit die kerk kan afsny, jy weet. Ons soek nou die ouens wat sê nou maar sê ons glo nie meer in die letterlike opstanding van Jesus nie en sny hulle nou af. Jy kan nie meer nie. Daar's baie sulkes in die NG Kerk in elk geval. Jy sal moet kom by die posisie van Luterane wat ek daar in Hamburg ondervra het. Ek vra vir hulle, toe ek nou een ou kry met baie snaakse gelowe, maar hy sê nee, hy's 'n Luteraanse vikaar, hy gaan 'n dominee word. Toe vra ek vir hulle, wie kan almal by julle wees? Toe sê hulle vir my, hoe bedoel jy, wie kan almal by ons wees? Almal wat wil. Tydens 'n oop gesprek radioprogram wat by die NG Kerk Kameeldrif opgeneem was, het Dominee George Nel professor Julian Miller reguit uitgevra oor die opstanding van Jesus. Op die vraag wou Miller nie ja of nee antwoord nie. Hy het verduidelik dat hy elke Sondag die geloofsbelijdenis opsê en bygevoeg dat ons die belydenisse vir ons dag sal moet herinterpreteer. Julian, het Jesus liggaamlik opgestaan en beteken dit dat die graf leeg is? Ek het vanoggend 'n erediens bygewoon en met groot vrymoedigheid sê ek met die gemeente saam, die apostolikum, dit is nodig dat ons konfessies, ons belydenisskrifte wat die apostolikum insluit, tog ook soos wat die tyd aangaan, geherinterpreteer moet word, nuut verstaan moet word, nuut bedink moet word. In Januarie 2006 verskyn professor Julian Miller se nuwe boek Opstanding.
In die boek verwys Muller 2 maal na die rede waarom hy tydens die betrokke oopgesprekprogram nie ja of nee wou antwoord op die vraag of Jesus liggaamlik opgestaan het nie. Hoe meer ek daaroor dink en skryf, hoe minder kan ek op daardie vraag net eenvoudig ja antwoord. Inteendeel, ek het behoefte om met my hele hart daarteen te protesteer, omdat die vraag en die manier waarop die vraag geformuleer en gevra is, 'n teologie oor die opstanding verteenwoordig wat ek nooit kan onderskryf nie. Muller skryf in sy boek oor 'n artikel van Lina Spies. Lina Spies het 'n pragtige artikel geskryf. Daarin toon sy aan hoe die postmodernisme ons bevry het van die taal van dogma. In aansluiting by Lina Spies wil ek pleit vir die bevryding van ons konsepte oor die opstanding van Christus uit die kluisters van die dogma. In haar verwerping van die sogenaamde dogma verwerp Spies niks minder as die godheid van Christus nie. In hierdie artikel wat ongekwalifiseer deur Muller aangeprys word, skaar Spies haar by Karen Armstrong van die Jesus Seminar, wat geskryf het, Jesus himself certainly never claimed to be God. In sy boek skryf Muller verder oor die spirituele reis van Marcus Borg van die Jesus Seminar, 'n reis wat vir sommiges mag herinner aan Muller se eie spirituele reis waarna ons reeds gekyk het. Muller verwys na die verskillende stappe in Borg se eie Journey Beyond Belief, wat eindig in die sogenaamde Coming Home fase. Na hierdie tuiskomsfase het ons nie meer nodig om in die Bybelse aansprake oor Jesus te glo nie. Dit gaan eerder oor ons verhouding met God. In die oorspronklike artikel van Borg waaruit Muller aanhaal, verduidelik Borg presies wat hy bedoel met die Coming Home fase van sy reis. Now I see that it is not a question about belief, and there is much that I do not believe. I do not believe that Christianity is the only way of salvation, or that Jesus was the unique Son of God. Muller se boek het 'n opskudding veroorsaak in kerklike en teologiese kringe. Enkele persone wat positiewe kommentaar gelewer het op die boek, was oorskadu deur 'n stortvloed negatiewe reaksie. Die hoof van die departement praktiese teologie aan die Universiteit van Pretoria, professor Julian Miller, is deur 'n kollega in die openbare media aangeval oor 'n boek waarin hy Jesus se opstanding nuut verwoord. Professor Adrian Koenig sê Miller skuld die geloofsgemeenskappe verduideliking oor sy boek Opstanding. Op 12 en 17 Mei 2006 skryf Adrian Koenig 2 resensies oor Muller se boek. Koenig skryf: Julian Miller is een van die leidende teoloë in die NG Kerk oor wie se beskouings daar al geruime tyd onrus bestaan. Dit gaan veral oor die opstanding van Christus. Volgens Koenig het Muller probleme met Jesus se liggaamlike opstanding en die leë graf. As ons weier om te bely dat die graf leeg was, staan ons buite die Nuwe Testament en die belydenis. Die opstandingsliggaam is nie 'n ander liggaam nie, maar 'n veranderde liggaam. Daarom was die graf leeg, maar daarmee het Muller 'n probleem. Verskillende teoloë het op die opstandingsdebat gereageer. Professor Hoffie Hofmeyer, kerkgeskiedenisdosent by Tukkie, skryf in Kerkbode: Daar word te veel in sommige teologiese kringe klanke gehoor dat byvoorbeeld die opstanding van Christus metafories of as 'n beeld verstaan moet word. Diegene wat die opstanding nie as beide 'n misterie van God, maar ook as 'n liggaamlike werklikheid aanvaar nie, het die bande losgemaak met wat die Christelike kerk deur alle eeue tot vandag bely het. Professor Jan van der Walt, Nuwe Testament dosent by Tukkies, het in 'n lesing skerp gereageer teen 'n metaforiese opstanding. Metaforiese opstandings, dat dit sou wees in die vorm van 'n spook of wat ook al, of in die vorm van 'n gees wat rondswerf, wil ek nie eers oor praat nie. As Thomas kom en sê ek wil aan hierdie Here vat, die Bybel doen absolute moeite om vir ons te sê, hierdie vroeë Christene wat hulle gesien het, was nie 'n spook nie, dit was nie metafories nie, dit het nie in hulle koppe gebeur nie, dit was 'n fisiese Jesus wat voor hulle gestaan het, en aan wie jy kon vat, want hulle het geweet wat is die verskil tussen 'n spook en 'n nie spook nie. Geweet as jy maar 'n spook is, vat jy dwars deur. En hulle kon nie dwars deur Jesus vat nie, omdat dit 'n liggaamlik opgewekte Here is. Dis 'n historiese aangeleentheid, dit het niks met metafore en geeste te doen nie,
En daarom is dit so belangrik, waar ek begin het, dat as dit nie daar gebeur het nie, gebeur niks vir my in my Christelike lewe ook nie. In Oktober 2003 praat professor Sakkie Spannenberg by Unisa oor die nuwe hervorming en nuwe paradigmas in die teologie. Professor Yuri Leroux, dosent in Ou Testament Antikkies, was ook teenwoordig in die gehoor. In ons dag, het Spannenberg gesê, kan ons nie meer na die Bybel verwys as die woord van God nie. Kan ons regtig nog na die Bybel verwys as die woord van God? Kan ons of moet ons nie liewer praat van woorde oor God nie? Mense wat iets van hulle ervaring van God vir ons deurgee. Spannenberg het die boodskap van die Bybel vanaf die skepping deur Christus se soendood en opstanding tot by die eindoordeel afgemaak as die kerk se eie sogenaamde meesterverhaal, wat volgens hom geensins op die Bybel berus nie. Die Bybel is 'n probleem vir die Christendom. Want as jy die Bybel gaan goed lees en ontleed, dan klop dit nie altyd met die meesterverhaal nie. Kom dit in stryd met die meesterverhaal. Dit is waarmee ons dan ook vandag sit. Is dat hierdie meesterverhaal werk met 'n antieke wêreldbeeld. En ons leef in die 21ste eeu en ons werk nie meer met daai antieke wêreldbeeld nie. So hierdie hele verhaal het in duie gestort. Hierna het Spannenberg verwys na slegs enkele teoloë in Suid-Afrika, soos Andries van Aarde, wat navorsing oor die historiese Jesus gedoen het. Net soos wat van Aarde sy eie historiese Jesus gekonstrueer het, so het Spannenberg voorgestel kan hy en ook elkeen van ons eie verhaal oor Jesus konstrueer. Dit is slegs maar enkele mense wat bewus was van hierdie historiese Jesus ondersoek. En enkele Nuwe Testamentici in Suid-Afrika wat hulle hiermee besig gehou het, Pieter Crawford onder andere, Pieter Botha, Willem Foster en Andries van Aarde, wat ek nou soms so vinnig aan kan dink. En Andries publiseer dan 'n boek, Fatherless in Galilee. En ja, Andries was ook deel van die Jesus seminar. En Andries kom sit hier sy sieninge ook rondom die historiese Jesus op tafel. En Fatherless in Galilee is die manier waarop hy met Jesus uiteindelik identifiseer. Maar so kan ek ook uiteindelik 'n verhaal begin vertel van hoe ek dan met Jesus identifiseer. Wat sekerlik, dis ook 'n gekonstrueerde verhaal. Elkeen van ons konstrueer 'n verhaal. Maar hoekom laat ons dit nie toe dat daar meerdere verhale oor Jesus tot stand kom nie? Ook in Afrika, ek wil sê Afrika Christene kan 'n ander verhaal. Hulle kan van Jesus die voorvader maak. Why not? Na afloop van Spannenberg se lesing het professor Yuri Leroux sy dank en baie groot waardering uitgespreek vir die dinge wat Spannenberg gesê het. Ja, baie dankie, Sakkie. Ek het waardering, baie groot waardering vir dit wat jy sê. Ek kan nie stry daarteen dat die goed wat jy sê. Ek sien iets daarvan as 'n vertraagde reaksie op die 19de eeu. Want die goed wat jy sê, weet ons toch ook al lang al. In die sin van die historiese kritiek het ons baie gehelp. Ons verstaan toch dat tekste relatief is, die Bybel relatief is. Verstaan dat alles historisch gebonden is. Dit is vir my so asof hierdie menselijkheid van hierdie goed is, as ek het so verstel, skielik nou ontdek. So, Sakkie, en al lang gepraat, sê ek vir baie dankie. Ek kan nie stry met dit wat jy sê nie, en daarom ondersteun ek jou, dat jy graag die groep 'n bietjie meer wil bewus maak van dit wat ons gemis het. Hierna het professor Jasper Burden aan Spannenberg gevra hoekom die kerk nog nie vir hom en ander nuwe hervormers aangevat het nie. Wat gebeur dat julle nie aangevat word soos Willem Foster met sy intreerede by Unisa nie? Of het die kerk nou uiteindelik gesien daai soort ding werk nie meer soos dit met Du Plessis gewerk het, toe dit in elk geval ook nie gewerk nie. Ek dink die kerk besef, ek meen Benetton het self, ek meen een van die binne, ek wil amper sê, een van die ouens wat in die binnekring sit, het so 'n boek geskryf. Ek sou sê, en dit het ek al baie keer vir mense gesê, as die kerk my gryp met die kerk Ben ook gryp, en dan meerdere ouens uiteindelik gryp.
Professor Pieter Crawford van Unisa het vervolgens 'n uitdaging aan professor Yuri Leroux gerig, waarna 'n hele debat ontstaan het. Ek wil vir Yuri iets vra. Hy sê ons weet al lankal. Ek wil vir Yuri vra, wie is hierdie ons? Ek wil vir Yuri challenge. Jy sit by Tikkie se fakulteit. Ek challenge jou. Staan jy môre op in die openbaar en sê oor die maagtelike geboorte. Ons hoef dit nie letterlik op te neem. Ons kan dit ook anders opneem. Of oor die opstanding. Sê, ag, ons hoef hierdie ding nie letterlik op te neem nie. Ons leef vandag in 'n postmoderne wêreld. Ons kan dit ons kan dit ook anders verstaan. Ons kan dit op allerlei maniere verstaan. Ons moet hierdie verskeidenheid van. So, ek wil vir jou vra, wie is daai ons vir dit altyd weet? En as dit so is dat ons almal, almal nog so divers en vredelewend was oor hierdie goeders. Challenge ek jou om dit in die openbaar te doen. Want daar is van jou kollegas wat meedoen, onder andere aan die soort van actiejag wat onder andere nog teen sakke in die gang is op die oomblik. Jy sê nou al so dwingend, jy challenge my dat ek nou sê van Jesus is so, ek wil nie doen maar jy sê ek moet. Maar jy het gedoen wat jou kollegas gesê het. Ek gaan nie dit doen soos jy dit doen. Ek gaan my eie doen. En ek het dit klaar gedoen. Ek het 'n leeftyd die wetenskap, ek het my studente op die ou testamentiese wetenskap op 'n ander manier aangebied. Dis waarom ek gesê het hierdie ander goed het ek al my eie gemaak en so aan. En ek dink dit wat die Nuwe Testament aan betref, 'n kollega het gesê daar in Vaderlus in Galilee en ek het hom ondersteun deur middel van 'n artikel. Waarin ek hom baie ondersteun en so ek het op 'n manier dit gedoen wat jy gesê het, maar ek het my hele wetenskap, dit wat ek in die begin gesê het ek gedoen. En ek is nie aangevat nie, ek is nog steeds daar, betaal my nog. Die vraag wat Jasper gevra het, dink ek is geweldig belangrik. Hoekom is hulle ook nog nie aangevat? Miskien moes hulle die kans so lekker gewees het. Die punt is, die kerk het verander en jy moet hierdie andersheid van die kerk raak sien. Maar ander woorde, hulle kom agter, ons baie ouers wat agterkom, maar dit pas nie meer so lekker nie. So, om jou vraag te antwoord, ek het dit klaar gedoen, wat jy gesê het ek moet doen. Ek het dit op my manier gedoen. Ek sou jullie ook wou challenge en vra, maar toe die oomblik toe daar nou 'n dokument omgestuur is en gesê het, maar julle moet almal nou die dokument onderteken. Julle moet almal die verklaring wat die fakulteit uitgereik het. Terwyl die debat aan die gang was daar 'n verklaring uitgereik namens al die teoloë van die teologiese fakulteit. En toe het jy gedoen wat die kollegas gesê het jy moet doen. Ek was nie daarvoor nie. Op 'n bepaald moment het ek toegegee en gesê wel goed, ek sal daaraan deelneem. Ek wil nie op die interne saak daarvan ingaan nie. Maar jy moet kyk na die formulering daarvan. Daar staan, ek kan nie meer onthou nie, maar dit kom daarop neer, maar ons kan nie op die goeie finale terme praat nie. Soos deur al die eeue in die kerk, alles wat die kerk doen is 'n kompromis. Die Bybel is 'n kompromis, die Pentateuch is 'n kompromis, alles is 'n kompromis. Dis ook 'n kompromis. Dis vir my nie ander probleem. In Matteus 12 sê Jesus dat hy voor sy opstanding 3 dae in die graf sal wees, net soos wat Jona 3 dae in die maag van die groot vis was. Jesus verwys verder na die inwoners van die stad Ninive wat hulle bekeer het op Jona se prediking. In 2004 skryf professor Dirk Human 'n artikel oor die verhaal van Jona en die vis. Vir Human is Jona 'n fiktiewe karakter en moet die 3 dae in die vis se maag mitologies gesien word. Agter hierdie mite lê daar vir hom 'n groter waarheid, naamlik dat God die onmoontlike kan doen deur lewe uit die dood voort te bring. Dit noem hy opstandingsgeloof en sê dat dit van die Ou Testament deurloop na die Nuwe. Human lê verband tussen wat hy noem die opstanding van sy fiktiewe Jona en Jesus se opstanding. Hy skryf, dieselfde krag van God waarmee hy Jona uit die dood laat opstaan het, was die krag wat Jesus na 3 dae uit die dood laat opstaan het. Hy skryf verder in die artikel, die fiktiewe karakter van die Jona-verhaal as ook die mitologiese raamwerk waarbinne die opstandingsgeloof in God tot uitdrukking kom,
is heel waarskynlik 'n sleutel om die Tweede Testament se opstandingsgeloof vanuit die Jesusgebeure te verstaan. Wat Hyman presies met hierdie opstandingsgeloof en die verband tussen Jesus en 'n sogenaamde fiktiewe Jona bedoel, is nie altyd duidelik nie. Wat egter duidelik word, is dat hy die weg wil baan vir die akkommodering van teenstrydige standpunte oor die opstanding van Jesus. Hy skryf verder: hierdie voorstelling van die opstandingsgeloof sou inderdaad as 'n hermeneutiese sleutel kan dien vir mense en kerke wat slegs die histories letterlike opstanding van Jesus 'n voorwaarde wil maak om die waarheid van die Nuwe Testamentiese opstandingsgeloof tot uitdrukking te bring. In hierdie verband verwys Hyman na uitlatings wat Sakkie Spangenberg oor die opstanding gemaak het ten tye van dwaalleer ondersoeke teen hom. Spangenberg het gesê dat hy nie langer in die fisieke opstanding van Christus kan glo nie. Dit gebeur gewoon nie in sy leefwêreld nie. In dieselfde artikel sê die Ring van Littleton wat hom verhoor het, die Christelike geloof kan nie losgedink word van die liggaamlike opstanding van Christus nie, waarby die Christendom staan of val. Hyman het by 'n latere geleentheid gesê dat ons die opstanding van Jesus op verskillende maniere kan sien, onder andere as mitologies, 'n mistieke ervaring, of soos Rudolf Bultmann geleer het, dat Jesus slegs in jou hart opstaan.